Dit is weer tyd vir SA Stamboek se Elite funksie. Ons vind vanaand uit wie die wenners van hulle onderskeie toekennings is en ons gaan ook met hulle gesels. So bly ingeskakel. SA Stamboek is dit vir ons baie belangrik om erkenning te gee aan teelers wat goeie teeling besluite neem in hulle kuddes. En ook bietjie om te wys dat 'n dier met goeie waardes ook goed kan lyk in 'n ring. Natuurlik behels die eerste stap wat die diere moet oorkom is natuurlik hulle genetiese merites. Diere word gemeet in terme van hulle tydsgenote in 'n groep wat dieselfde behandel word en daardeur en gebruik te maak van dit en stamboominligting kan ons die teelmeriete van 'n bil bepaal. Natuurlik vir groei, onder andere vrugbaarheid en al daardie kenmerke, maar wat van toepassing was vandag met die biltoetsklas is gefokus op effektiewe groei en daarom kan ons dan daardie teelwaardes gebruik. Goed, Stamboek doen elke jaar toekenning vir die elite koei en dis per ras. Daar's net een koei in 'n ras wat kwalifiseer. Dit is die koei moet aan 'n sekere standaarde voldoen. Sy moet byvoorbeeld ten minste 7 kalvers al gehad het. Sy moet 'n goeie gemiddelde speen kalvers gehad het en sy moet goeie teelwaardes hê en dan ken ons een van net een koei in 'n ras ken ons toe. So dis hoekom is 'n baie prestigious toekenning wat baie gesog is onder die mense. Well, tonight is a collection of not just prestigious breeders, but great people from various different breeding environments, as I mentioned, different breeding species, as well as the fact that it is a monumentous occasion that brings together all these people to celebrate not just their success, but the success of SA Stamboek, all their stakeholders and all the people involved. Ek glo ons is 'n skakel in die ketting tot hierdie boere se sukses en waar hulle is vandag. Dit is vir ons so lekker om deel te wees van hierdie boere waar hulle topgehalte diere vir ons kom wys en kan pryse kan kry vir dit. So dis waar ons betrokke is by hulle. Vir ons by design gaan dit oor naspeurbaarheid en dit is wat SA Stamboek so mooi reg kry en saam met die boere kan werk. En dis vir ons belangrik in hierdie land. Dis eintlik 'n verrassing, jy weet, jy het dan iets gedoen. En wat ek wil sê is die bulle self is 2 bulle wat teel, nê. Dis bulle wat goed teel. Dis nie sommer net dat hulle as jong bulle ingeklas is nie en dis wat vir ons spesiaal is. Ek dink vir vleissentrale is dit belangrik om die leier in die bedryf te wees. Ons doen 17 van die nasionale veilings in die land. Dis belangrik dat ons terugploeg in die landbou, terugploeg in ons teelers en dis kom ons betrokke raak.
Ons wil deel wees van die landboufamilie in die lewende hawe bedryf of in die beesbedryf en dis 'n goue geleentheid hierdie om almal bymekaar te kry en met trots op mekaar te kan sê kyk wat se genetika, kyk wat se bulle kan geteel word in Suid-Afrika. Want ons het uitstekende boere in hierdie land en die persone wat dit bygewoon het vanmiddag of wat die geleentheid kan hê om na die bulle te kan kyk, dis net ongelooflik die kwaliteit wat ons produsente of ons boere kan produseer. En dit gaan met groot moeite. Jy kry nie 'n bul op daai vlak nie. Dis nie 'n gelukskoot nie. Dit gaan oor jare se genetika wat jy teel en Suid-Afrika het daai boere om dit te kan doen. Yeah, look, we want to grow our numbers, but we also want to improve our genetics to make sure that we've got the best that can be offered. Yes. Weet jy, ons het so 'n paar is boere daar en dan het ons vir die arbeiders doen ons hierdie opleiding en dan bring die boere van hom liggende plase kom nou maar uit na ons toe en dan leer ons hulle nou maar van hoe om met beeste te werk en so dit is nou maar opleiding wat ons doen en dan het ons nou maar 'n teelers opleiding daarop waar die Bonsmara teelers uitkom na ons toe en dan gebeur dit maar net van self. So daar geniet ons dit. Ek dink as ou gaan kyk hoe moeilik dit is om in die landboubedryf stoetdiere te teel en hierdie prestasies wat behaal word oor soveel jare is 'n besonderse prestasie. En dit gebeur nie net van self nie. Met goeie voer gaan jy nooit van 'n donkie 'n reisiesperd maak nie. Jy gaan goeie voer met goeie genetika kan komplementeer. En dit is 'n manier hoe ons ook weer kan teruggee vir die bedryf, om ook dankie te sê, om ook erkenning te gee vir ons kliënte wat soveel jare, soveel tyd en moeite ingesit en op hierdie geleentheid ook te kan presteer en om ook daarvoor erkenning te gee. In die eerste plek is ek in beheer van my stoet. Ons het nie 'n massiewe groot boerdery nie. So ek het nie plaasbestuurder nie. Alles wat op die plaas gebeur is direk onder my toesig. Ek is van beroep 'n veearts. So die kennis rondom beeste se ek kan amper sê hulle maniere, hulle vrugbaarheidsprobleme, die goed is vir my eerstehandse kennis en dit help my baie in die toepassing. Ek glo as 'n mens met beeste boer, moet jy gelyksoortige diere met mekaar paar. En op die ou einde gaan dit beteken dat jy sit met top genetiese materiaal. We started the Meatmaster breed about 30 years ago and initiated the whole breeding program and set up the breed and everything. And it's actually quite an honor then tonight, I think it's the third time we win the Small Stock Award. We're very proud for a young breed like the Meatmaster with all the competition from other breeds for the effort we can put in to win an award like this. Ons is al verskeie jare betrokke by Stamboek. Ek dink ons is al 'n borg vir die afgelope maklik 10-15 jaar vir hierdie geleentheid en dis vir ons baie belangrik omdat ons in die veld is van genetika en ons passie genetika is dit vir ons net soos by Stamboek is dit vir ons belangrik om 'n waarde te kan toevoeg tot die verbetering van kuddes en ander diere ook, nie net beeste, skape, bokke en al die diere wat Stamboek ook by betrokke is. Ek het met 'n motorkar gery van Washington af tot in San Francisco met my eie motorkar. En toe sê ek vir my vrou, jy kan 'n ploegskaar insteek net so oor daai eerste berge net aan die New York State is tot by die Rockies. En dis diep grond en dis mielies en dis pragtig. Daai ons boer so maklik. En in Suid-Afrika
boer die mense so moeilik in die grootste deel, die westelike helfte van Suid-Afrika, moet die ouens regtig klippe kou om te boer. So ons het 'n kundigheid ontwikkel in Suid-Afrika wat ongekend is. Ons boere staan vir niks terug nie en die groot ding is ons boere is positief en optimisties. So ek sien net goed vir die landbou.